Hallo daar almal en baie welkom. Is julle reg? Vandag gaan ons bietjie ons breine ratel en kyk wie die ware kampioen is in ons groot gesondheidsvasvraag. So, ek vra jou, is jy reg om 'n gesondheidskampioen te word? Want ons mors geen tyd nie. Ons spring dadelik in. Kom ons begin. Reg, hier gaan ons. Ronde nommer 1. Ons gaan twee groot onderwerpe takel. Eerstens tuberkulose, of soos ons dit ken, TB, en dan diarree. Kom ons kyk wat julle weet. En hier is julle eerste vraag. Wat presies is TB of tuberkulose en hoe versprei dit van een persoon na 'n ander? Dink 'n bietjie daaroor. Julle het 5 sekondes. Begin nou. En tyd is op. Die antwoord is tuberkulose of TB is 'n siekte wat veroorsaak word deur kieme. Dit is nogal 'n stadige siekte en dis hoekom dit so maklik van een mens na 'n ander kan versprei. As jy dit geweet het, wel gedaan. Reg, op na vraag nommer 2. As iemand TB het, hoe kan ons dit agterkom? Wat is die tekens? Noem sommer 2 simptome. Dink vinnig, jy het 5 sekondes. Kom ons kyk, het jy dalk gedink aan 'n hoes wat net nie wil weggaan nie? Of miskien dat 'n mens moeg voel? Of in die nag sweet? Wel, enige 2 van daardie antwoorde is perfek. Fantasties. Reg, luister nou mooi. Hierdie een is super belangrik. Wat is die nommer 1, die allerbelangrikste reël as iemand behandeling vir TB kry? Julle 5 sekondes, begin nou. Absoluut. Die antwoord is, jy mag nooit ophou om jou pille te drink nie. Selfs al begin jy beter voel. Hoekom? Want as jy te gou ophou, kan daai kieme slimmer en sterker word en dan gaan die medisyne dalk glad nie meer werk nie. So onthou dit. Goed, vraag nommer 4. Voorkoming is altyd beter as genesing, né? So, hoe kan ons keer dat ons of ander mense TB kry? Dink aan 'n paar maniere. Ek gee jou 5 sekondes. Reg, kom ons kyk. Daar's 'n paar baie maklike maar belangrike dinge wat ons almal kan doen. Nommer 1, kry die BCG-inenting. Dis jou eerste skild. Nommer 2, bedek altyd jou mond as jy hoes. So eenvoudig. En nommer 3, moenie op die grond spoeg nie. Hierdie klein gewoontes maak 'n reuse verskil. Sjoe, julle is slim. Goed, kom ons verander ratte 'n bietjie. Ons praat nou oor diarree. Wat is die grootste gevaar wanneer jy diarree het? Daai een ding waarvoor ons regtig moet versigtig wees. 5 sekondes op die klok. En die antwoord is ontwatering. Dis nogal 'n groot woord, né? Maar dit beteken eintlik maar net dat jou liggaam heeltemal te veel water en vloeistof verloor en dit my maats kan jou regtig siek maak. Reg so. As ons weet ontwatering is die gevaar, hoe weet ons dan as iemand besig is om te ontwater? Noem gou 2 tekens waarna jy sou kyk. Ek gee jou 5 sekondes om te dink. OK, kom ons kyk. 'n Droë mond is 'n baie goeie leidraad. Of het jy dalk gedink aan min of geen urine? Dis nog een. En partykeer lyk 'n persoon se oë so 'n bietjie ingesonke. Dit is alles baie belangrike waarskuwingstekens om voorop te let. Hier is die laaste vraag vir ronde 1. Wat is die allerbelangrikste behandeling vir ontwatering? Wat is daai een ding wat jy dadelik moet doen? Dink vinnig, 5 sekondes en tyd is op. Die antwoord is eintlik so eenvoudig, maar dis lewensbelangrik. Jy moet daai verlore vloeistof so vinnig as moontlik vervang. So drink baie water of selfs 'n spesiale drankie wat gemaak is om jou beter te laat voel. Sjoe, julle is op 'n rol. Ronde 1 is in die boeke en julle was absoluut fantasties. Maar hou vas, ons is nog nie klaar nie. Is julle reg vir ronde nommer 2? Kom ons duik in die wêreld van slim siektebeheer. Reg, hier is vraag 8. Ons weet wetenskaplikes is baie slim, maar hoe presies help hulle ons om kieme te beheer sodat ons gesond kan bly? Noem sommer 2 maniere. Dink 'n bietjie, 5 sekondes. Reg, kom ons kyk. Hulle doen so baie oulike goed. Hulle pasteuriseer byvoorbeeld melk om die kieme dood te maak. Hulle gebruik chemiese middels om ons te help. En natuurlik, hulle gee vir ons ongelooflike dinge soos enstowwe en antibiotika wat ons liggame beskerm. Op na vraag nommer 9. Hoe kom aansteeklike siektes van een plek na 'n ander? Dink 'n bietjie, wat is die hoofpaaie wat kieme gebruik? Julle het 5 sekondes. Reg, daar is 4 hoofmaniere waarop hierdie kieme rondrits. Eerstens, deur die lug. Tweedens, deur water. Derdens, deur kos en laastens deur daai irriterende insekte. Reg, 'n vinnige een vir vraag 10. As ons nou spesifiek dink aan siektes wat deur die lug versprei, soos wanneer iemand naby jou hoes, watter kom in jou gedagtes op? Dink vinnig,
5 sekondes. Ja, presies. Die mees algemene is natuurlik verkoues en griep. En, onthou julle van ronde 1? TB, oftewel tuberkulose, versprei ook so. Vraag 11. Nou vir die lastige insekte. Kan jy dink aan 'n insek en 'n siekte wat daardie insek versprei? Gee my een voorbeeld. 5 sekondes. Reg, het jy dalk aan muskiete gedink? Hulle is klein maar kan groot moeilikheid soos malaria en geelkoors veroorsaak. En wat van doodgewone vliee? Hulle kan kieme vir dinge soos polio en selfs voedselvergiftiging op ons kos agterlaat. Sies. Hier kom dit, die heel laaste vraag, kampioene. Wat is die beste maniere om jou eie liggaam se weermag, jou weerstand sterk te maak, sodat siektes nie 'n kans staan nie? Vir die laaste keer 5 sekondes. En die antwoord is die beste nuus van die dag. Die geheim vir 'n supersterk lyf is eintlik heel eenvoudig. Eet gesonde kos, kry genoeg rus, oefen en speel en moenie vergeet om sonlig te kry nie. Dis jou superkragte. En dis 'n wrap. Julle het die groot gesondheidsvasvraag oorwin. Wel gedaan, kampioen. Julle het regtig gewys julle weet julle storie as dit kom by gesond bly. Ek is ongelooflik beïndruk. So, kom ons dink gou weer aan al jou nuwe gesondheidssuperkragte. Jy weet nou, bedek jou mond as jy hoes. Jy weet presies wat om te doen met diarree. Jy weet dat gesond eet en oefen jou sterk maak. En, baie belangrik, jy verstaan nou beter hoe kieme versprei. Dis kennis wat jou en die mense om jou veilig hou. So ek los julle met een laaste belangrike vraag. Nou dat jy al hierdie slim dinge weet, hoe gaan jy vandag 'n gesondheidskampioen wees? Dink 'n bietjie daaroor. Baie dankie dat julle so fantasties saamgespeel het. Bly gesond en totsiens.